Levitikus, hoofstuk 9. Op die 8ste dag het Moses vir Aaron, sy seuns en die Israelitiese leiers nader geroep. Toe sê hy vir Aaron, jy moet 'n jong bul sonder enige liggaamlike gebrek nader bring as 'n sondeoffer. Jy moet ook 'n ram sonder enige liggaamlike gebrek nader bring as 'n brandoffer. Bring dit dan hier in die teenwoordigheid van die Here. Dan moet jy vir die Israeliete beveel en sê, julle moet 'n bokram nader bring as 'n sondeoffer. Bring ook 'n jong bul en 'n skaaplam sonder enige liggaamlike gebrek nader as 'n brandoffer. Bring ook 'n bul en 'n ram as dankoffer nader om in die teenwoordigheid van die Here te offer. Daar moet ook 'n spysoffer wees wat met olyfolie gemeng is, want die Here gaan vandag aan julle verskyn. Toe het hulle gedoen wat Moses hulle beveel het en alles gebring tot voor die tabernakel. Die hele gemeenskap het ook nader gekom en daar in die teenwoordigheid van die Here gaan staan. En Moses sê, dit is wat die Here beveel het julle moet doen, sodat sy heerlikheid aan julle kan verskyn. Toe sê Moses vir Aaron, ga nou nader aan die altaar en berei jou sondeoffer en brandoffer voor. Jy moet versoening vir jouself en die hele volk doen. Dan moet jy die offer van die volk voorberei en vir hulle versoening doen, presies soos die Here beveel het dit gedoen moet word. Aaron het toe na die altaar gegaan en die jong bul geslag as 'n sondeoffer vir homself. Toe bring die seuns van Aaron die bloed van die dier nader. Aaron het sy vinger in die bloed gedruk en van die bloed aan die 4 horings van die altaar gesmeer. Daarna het hy die res van die bloed teen die voetstuk van die altaar uitgegooi. Presies soos die Here vir Moses beveel het, het Aaron toe die vet, niere en die lewerlop van die sondeoffer op die altaar verbrand. Hy het die vel en die vleis buite die kamp verbrand. Daarna het Aaron die brandoffer geslag. Aaron se seuns het die bloed van die dier vir hom nader gebring en hy het dit teen die altaar uitgegooi, reg rondom. Hulle het die brandoffer se vleis stuk vir stuk vir Aaron aangegee en hy het dit saam met die kop op die altaar verbrand. Die binnegoed en die pote het hy met water gewas en dit bo op die brandoffer op die altaar verbrand. Toe het hy die volk se offer laat nader bring. Hy het die bokram wat bedoel was as 'n sondeoffer vir die volk geslag en geoffer soos die eerste sondeoffer. Toe het hy die brandoffer geneem en dit volgens die voorskrifte geoffer. Toe het hy 'n handvol van die spysoffer op die altaar verbrand. Dit was bo en behalwe die oggendse brandoffer. Die bul en ram wat bedoel was as dankoffer van die volk, het Aaron geslag. Sy seuns het die bloed vir hom gebring, waarna hy dit teen die altaar uitgegooi het, reg rondom. Hy het die vet van die bul en die vetstert van die ram saam met hulle vet wat die binnegoed bedek, tesame met die niere en die lewerlop bo op die borsstukke gesit en toe die vet op die altaar verbrand. Die borsstukke en die regterbout het hy egter as 'n beweegoffer in die teenwoordigheid van die Here beweeg, presies soos Moses beveel het. Toe het Aaron sy hande in die lug opgelig en die volk geseën. Toe hy klaar die sondeoffer, brandoffer en dankoffer gebring het, het hy afgeklim. Moses en Aaron het die tabernakel binne gegaan. Hulle het die volk geseën toe hulle weer uitkom en die heerlikheid van die Here het verskyn aan die hele volk. Vuur het van die teenwoordigheid van die Here uitgegaan en alles op die altaar, die brandoffer en die vet verteer. Toe die volk sien wat gebeur, het hulle van vreugde uitgeroep en op die grond neergeval om die Here te aanbid.